En daarom sal julle sien, ons tema is bly in Christus deur die Gees, maar die subtema is daaronder. Die Gees maak ons lewe nie net lewendig, ons geestelike lewe nie net lewendig nie. Ons word oorvloed verander. Dis een van die logiese resultate wat ons miskien min genoeg oor praat, dat ons raak oorvloed vir ander mense. Hierdie wat julle hier sien, gaan ons oorvloed wees wat oorloop in ander mense se lewens. Die van julle wat Pinkster natuurlik bygewoon het hierdie week sal weet, ons het hierdie week begin met sponsies, smiley gesigte, koffiebekers, toebroodjies, tafels. Ek dink party van julle seker gewonder of julle by Pinkster was en of julle by 'n kreatiewe werkswinkel ingestap het. Maar eintlik gaan hierdie hele week en selfs vandag met die hoogtepunt oor een saak. En dit is wat gebeur wanneer die lewe van God regtig waar deur ons as sy kinders begin vloei. En as ons kyk na die klomp temas wat ons gehanteer het, 5 temas wat ons gehanteer het, en ons gaan lees Johannes 15 wat ons teks van vanoggend is, dan gaan ons sien dat elkeen van daai temas kom in Johannes 15 voor. Dis eintlik so 'n ongelooflike stuk oor die wynstok. Maar kom ons lees dit eers saam. Johannes 15 daar, ons gaan so vers 1 tot 17 of 1 tot 15 lekker saam lees. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos julle kan onthou, dit was een van die temas van die week. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite gegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ons skriflesing vanoggend tot sover. Die eerste tema wat ons hierdie week gehanteer het, was met die sponsie wat Hannes nog in daardie houer vol water gedoop het, en wat hy vir ons gesê het, dat die Heilige Gees verbind ons weer aan die lewe van God. En dit is so 'n belangrike ding. Wanneer Jesus sê, ek is die wynstok en my Vader is die landbouer, dan sê hy, bly in my, soos ek in julle. Net soos 'n loot geen vrug in homself kan dra, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Johannes 15 vers 4. Nou die Griekse woordjie daar is meno, en dit beteken om nie net vinnig in te loer, of net vir 'n oomblik aangegryp te word nie. Nee, dis nie net vinnig inloer nie. Dis nie net vir 'n oomblik selfs emosioneel aangegryp word nie. Want partykeer kan 'n boodskap ons emosioneel aangryp. Dis ook nie net vir so af en toe kontak nie. Die woordjie meno beteken om te woon, te vertoef en aanhoudend verbind te wees. En dis die ding waar ons om aanhoudend verbind te wees aan die Vader. So julle sonde het ons nie skuldig gemaak nie, dit het ons ook afgesny van die lewe van God. Julle sal onthou, Hannes het gesê dat iets het gesterwe met die sondeval. Maar hier staan ons en hier is ons nog. So wat het gesterwe? Ons geestelike lewe het gesterwe. En die Gees kom hernie dit, kom
kom gee vir ons weer daai lewe terug. So deur die Heilige Gees word ons weer aan Christus verbind, wat die bron van lewe self is. En daarom sê Jesus dan ook in hierdie teks, sonder my kan julle niks doen nie. Nie minder nie, nie 'n bietjie nie, niks nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Dit laat my dink aan hoeveel keer, ek weet nie dit al met julle gebeur het, maar dit laat my dink aan hoeveel keer ek weer, dan sien ek my selfoon is op 2%. En dan weet ek, hy gaan my in die steek laat, maar die dag is nog lank. En hy gaan so, wanneer ek na hom kyk, lyk hy reg, hy alles wys, die apps wys nog daar, maar ek weet die oomblik as daar 'n oproep gaan inkom, dan gaan hy groet. En ek wil vir julle sê, dit is hoe ons is soms sonder die lewe van Christus in ons. Alles lyk nog reg. Die skerm lyk reg, maar ons gaan nou in die steek gelaat word. Dit beteken, as ons dit wil toepas op ons lewe, dat baie gelowiges dink ek lewe so. Hulle lewe, daar's nog geen tekens van lewe. Daai 2%, daar's tekens van lewe. Maar daar's min krag. Genoeg om godsdienstig te lyk, maar nie genoeg om vrug te dra nie. So om in Christus te bly, beteken dis nie dat ons van hom leer nie, of net van hom leer nie. Dit beteken dat ons lewe uit hom ontvang. En dis 'n belangrike ding om te snap. Om in Christus te bly, beteken nie net dat ons van hom leer nie. Dit is nie net kennis, informasie wat ons kry nie. Dit beteken dat ons die lewe self van hom af ontvang. Soos in Johannes 15 kom verduidelik dit eintlik so mooi vir ons. Soos 'n loot nooit self sap maak nie. So maak 'n disipel ook nooit self geestelike lewe nie. Ons leef van dit wat vanuit Jesus kom. En daarom dink ek is gebed nie net 'n plig wat ons moet doen nie, wat ons moet nakom, en aanbidding is ook nie net 'n byeenkoms nie. Dit is weer hoe ons onsself oopstel vir die lewe wat van die wynstok afkom. Ek dink baie van ons geestelike moegheid begin wanneer ons juis so probeer leef, asof ons nog onafhanklik kan wees. Ons kan dalk nog funksioneer, 'n plannetjie of 2 maak, maar diep binne-in voel ons geestelik uitgedroog. En Jesus nooi ons terug na 'n lewe van afhanklikheid. Want afhanklikheid is nie 'n teken van swakheid. Afhanklikheid aan Jesus is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is eintlik die begin van ware krag. En dis wat ons moet snap. So as die Heilige Gees ons weer aan Jesus Christus verbind, dan hou jy op om net te oorleef. Ek wil verstout hier te sê, dan leef jy regtig waar. Wanneer jy vanuit Jesus se lewe leef. As die Gees jou weer aan Christus verbind, hou jy op om net te oorleef en jy begin weer regtig waar lewe. Die tweede punt wat ons hierdie week gehoor het, is dat die lewe van Jesus begin deur ons vloei wanneer ons in Christus verbind is, of aan Christus verbind is. En dis wat Johannes hierso in Johannes 15 vers 9 tot 11 sê, want vers 11 sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Die Griekse woord vir blydskap is chara. En dit verwys nie net na oppervlakkige geluk nie. Dit verwys na 'n diep vreugde, wat vanuit ons teks net kan bestaan, wanneer dit vloei vanuit 'n verhouding, wat ons met Jesus Christus het. En ek wil amper sê, dit is die pragtige beweging van die evangelie. Daar's 'n duidelike progressielyn van die Vader, na die Seun, na die Heilige Gees, en dan na ons. So, die Christelike lewe of die geestelike lewe begin nie by 'n mens wat probeer by God uitkom nie. Die progressie werk andersom. Dit begin by God wat sy lewe na ons toe wil laat vloei. En dis die progressie wat ons daarso sien. Van die Vader na die Seun, na die Gees en dan na ons toe. En wanneer ons dit snap, dan verstaan ons dat daar soms vreugde in ons lewe kan wees, selfs op die plekke waar jy dit nie verwag nie. Ons sien dit die duidelikste
in gelowiges wat soms deur moeilike omstandighede gaan en dan tog 'n vrede uitstraal en soms ander mense as so gelowig in die hospitaal dan sê dat daai ene gaan bemoedig die mense rondom hom terwyl hy self deur hierdie moeilike omstandighede gaan. Ek dink wêreldse geluk kom en gaan, maar vreugde in Christus bly staan, bly teenwoordig selfs wanneer die omstandighede swaar is en ek gaan vir julle sê hoekom. Hierdie is nie 'n ontkenning van die pyn wat daar is nie. Dit is ook nie 'n geestelike glimlag wat jy op jou mond sit net om te maak asof alles reg is nie. Nee. Hemelse vrede, vreugde, rus by iemand wat weet, selfs hier in my swaarste seisoen het Jesus my nie gelos nie. As jy dit snap, kan jy enige omstandighede in die gesig staar. Sy lewe, deur my hou my vas. En daarom kan daar trane en vreugde wees, gebrokenheid en vrede, 'n wagtyd en tog hoop. Die Gees bring dus nie vir ons 'n nuwe gevoel nie. Dit laat ons deel kry aan die vreugde wat in Christus is. En hier, ek wil amper sê, hier is die krik van die saak. Hoekom kan daai vreugde blywend wees selfs in die moeilikste omstandighede? Die rede daarvoor is dat dit kom nie uit ons omstandighede nie, maar dit kom uit ons gemeenskap met Jesus, uit ons verhouding met die Here. En as die vreugde vanuit die verhouding met die Here Jesus kom, kan die wêreldse omstandighede niks daaraan doen nie. Dan verstaan ek dat mense blydskap en vrede kan hê, selfs al gaan dit swaar, want hulle weet aan wie hulle behoort. So, wanneer Jesus se blydskap in jou begin woon, kan die wêreld jou vrede skud, maar dit kan nie jou vreugde steel nie. En dit te sien, en daarvan weet ek, hier's van julle wat deur moeilike tye al gegaan het, en wat eintlik kan getuig van hierdie waarheid. Die derde tema, julle sal onthou, ons moes die koffiebekers, ons geliefkoeste koffiebekers na Pinkster toe bring. En toe dan is ons niks gevra om met die koffiebekers te doen nie. Maar hy het sy geliefkoeste koffiebeker gehad en party mense het gevra, maar hoekom moet ons koffiebekers bring? Hy wou seker ja, dat ons almal koffie kry, maar die beeld wat hy wou oordra met daardie temas, die Gees verander ons van houers na draers van vrug. Julle sal onthou die beeld van die koffiebeker wat hy sê, jy is nie die koffie nie, jy is nie die werk van die Heilige Gees, jy is nie die werk van die Gees in jou, jy is die koffiebeker, jy is die houer. En ek dink dis wanneer ons baie keer geestelik moeg raak, wanneer ons self geestelike lewe wil laat voorkom, iets wat net God kan laat groei, maar ons probeer dit ook doen, en dan misluk ons, en ons slaag nooit daar nie, want ons kan dit nie doen nie. Galasiërs 5, Johannes het baie gepraat oor Galasiërs 5, nie? Die vrug van die Gees, en julle sal onthou, ons het al van tevore daaroor gepraat, en ons het dit weer in die week gehoor, dat die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 is enkelvoud. Ons dink baie keer aan die vrugte van die Gees, met ander woorde, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die vrugte van die Gees. Nee. En Hannes het dit mooi duidelik vir ons gemaak. Die vrug, dis die vrug van die Gees. Dis enkelvoudig, met ander woorde, as jy die vrug van die Gees dra, dan kom hierdie manier van lewe spontaan uit jou, dit gaan spontaan uit jou vloei. Dan gaan vrede deur jou vloei, liefde deur jou vloei, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Kom ons sê, dit is soos 'n narkie. Dit is verskillende skyfies, maar as een narkie. Dit gaan alles deur jou vloei, want dit is die vrug van die Gees, nie die vrugte van die Gees nie. En ek dink dan 'n belangrike ding, en dit is wat nou op die skerm verskyn, is ons moet altyd verstaan, dat die vrug van die Gees kom nie as gevolg van 'n geestelike prestasie of goedheid wat jy kom nie. Die vrug van die Gees kom, en dis die bewys van jou verbintenis aan Jesus Christus. Wanneer jy regtig toelaat dat die Gees van jou in Christus laat bly, dat hy deur jou vloei, dan is die vrug van die Gees die bewys daarvan, dat dit regtig waar in jou lewe gebeur. Sonder dit, is daai vrug, dis hoekom jy die vrug moet dra.
So vrug is nie altyd iets wat ons in reuse bedieningsmomente gaan soek nie. Ek dink vrug kom eintlik meer voor daar waar jy elke dag leef en waar jy jou hande en voete met ander mense skuur en in kontak kom. Vrug is hoe jy praat as jy moeg is, hoe jy reageer wanneer jy teleurgesteld is, hoe jy mense hanteer wat vir jou niks kan teruggee nie. Partykeer tree ons so paternalisties of so waardig op teenoor sulke mense. Dis daar waar ons sien of die lewe van Jesus regtig waar deur jou begin vloei. En dan saam met hierdie beeld kom natuurlik die beeld van die snoeisker. Niemand geniet snoei nie, maar elke wingerdboer weet. My oom het geboer langs die Oranje rivier so haar by Groot Drink in Karos, so 40 kilos van Appington. En ek onthou, ons het net gebraai met druiwestokke. Want dis wat hulle oorvloed het, want elke jaar dan sny hulle daai druiwestokke, dat dit vir jou lyk hulle snoei hom dood. Maar dan is die ongelooflike vrug wat daaruit kom. Want 'n boer weet, meer lewe in die wingerdstok vra dat die dooie goed weggesny word. En miskien sit jy vandag hier en gaan jy deur 'n snoeiseisoen. Miskien sit jy met verlies, teleurstelling, 'n wagtyd, miskien is jy uitgebrand. Miskien het jy net sommer seer in jou lewe. Dan wil ek vandag vir jou sê die landbouer sny nie om jou te vernietig nie. Hy snoei om jou meer vrugbaar te maak. Maar hier is die interessante ding. God snoei nie soms net die goed weg wat verkeerd is in ons lewe nie. Maar hy snoei ook baie keer die goed weg, die goeie dinge weg, wat te veel van ons hart begin steel. Want net hy moet ons hart hê. So hy sny terug dinge wat ons aandag steel, wat ons identiteit vashou, wat ons afhanklikheid aan Christus op 'n manier verswak. En hoewel dit seer is daardie snoeiwerk eintlik 'n stukkie genade van die Here Jesus. Want die Vader is te lief vir ons om ons onvrugbaar te laat bly. Hy wil hê dat ons baie vrug sal dra. So hy snoei jou nie omdat hy jou verwerp nie. Hy snoei jou omdat hy besluit het dat jou lewe werd is om baie vrug te dra. In Johannes 5 vers 12 tot 15 sien ons die hele gedeelte waar hy, ek dink in vers 14 sê, hy noem ons sy vriende. Jesus noem ons sy vriende. En daarom om in Christus te bly is 'n daaglikse keuse. En ek sê dit weer, is 'n daaglikse keuse vir intimiteit met die Here. Want is eintlik verstommend dat die Seun van God kom noem ons sy vriende. En hy noem ons sy vriende want hy nooi ons in sy hart in. En dis die een ding wat ons moet besef, dat om 'n vriend van Jesus genoem te word beteken nie dat jy nou ewe skielik oneerbiedig is nie, maar dit beteken toegang vir jou tot Jesus. Soos wat jy en ek toegang het tot kosbare vriende. So in Christus word ons nie langer op 'n afstand gehou nie. Ons word nader getrek om hom te ken, om hom te beleef, om saam met hom te wandel. Julle sien, Hannes het nog hier uit sy tafeltjie staan nog hier, het sê ons word uitgenooi na die tafel. God dwing niemand na die tafel toe nie. Ons het dit baie mooi gehoor, dink ek, Woensdag het ons dit gehoor, dat hy sê, liefde wat afgedwing word, is nie liefde nie. Maar intimiteit met God vra 'n daaglikse ja van jou kant af. Die Gees is altyd gereed om ons te ontmoet en om ons te bedien. Maar intimiteit van ons vra 'n oop hart, vra 'n ja, 'n keuse wat jy moet maak elke dag. Daardie ja lyk miskien is baie keer baie eenvoudig en dit gaan presenteer op baie maniere. Miskien moet jy leer om net weer stil te kan raak. Miskien het die gejaagdheid van die lewe jou so vasgevang dat jy kan nie meer stil raak nie. Miskien het jy nodig om net weer die woord oop te maak en die woord te breek. Miskien het jy nodig om baie eerlik te bid en te sê, Here, waar ek tans is, beleef ek hoegenaamd niks van U. Maar dis waar ek is.
En dankie dat jy bereid is om myself daar te kom ontmoet. Miskien het jy nodig om weer jou hart oop te maak, waar jy dit toegemaak het as gevolg van 'n seer wat jy gekry het. Te bly in Christus is in daardie oomblikke, nie net in die groot oomblikke nie. So elke dag wat jy ja sê vir Jesus, word die afstand tussen jou en hom kleiner en raak die intimiteit dieper. En jy sal weet waar jy moet begin. Is dit miskien om te leer om weer stil te word, om die woord oop te breek, om miskien gehoorsaam te wees, dat jy weet, jy moet dit doen, maar jy doen dit nog net nie. Miskien het jy nodig vir 'n stukkie gehoorsaamheid. Die 5de punt is eintlik die subtema van die hele dag, dat wat 'n lewe, wanneer 'n lewe van Christus deur ons lewe begin vloei, dan raak dit oorvloed verander. En dis wat ek vanoggend hier raak sien op hierdie verhoog. Johannes 15 vers 16 en 7 sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om vrug te gaan dra. Hoor hoe mooi sê hy sê nie julle moet vrug hê nie, hy sê ons moet vrug dra. Nie net om bewonder te word deur ander mense nie, nie net om dit stilletjies vir onsself te hou nie, maar om dit regtig so te dra, dat dit aan ander mense 'n verskil maak. Hier het ons 'n fontein gehad vir die van julle wat nie Pinkster bygewoon het nie. En op die ou einde het hy klomp gaatjies gehad. En daai gaatjies het water en soos die week gevorder het ons daai gaatjies begin toe stop. Die sonde, die dinge wat ons in plek moet kry om intiem met Jesus te verkeer. En toe het daardie fontein begin oorloop. En dit was 'n simbool wat Hannes wou gebruik het om iets te demonstreer van wat in ons lewe gebeur. Wanneer ons gesnoei word, wanneer dinge in ons lewe uitgesorteer word die gate wat ek amper sê, wat die werk van die Gees laat wegvloei uit ons lewe, vol sodat dit kan oorvloei en by ander uitkom. En dis wat ons vandag hierso sien. So 'n geestelike volwassenheid beteken dat jou vrug kan nie privaat wees nie, want dit moet oorvloei na ander. Liefde word sigbaar, vrede word deelbaar, vriendelikheid word tasbaar en genade kry partykeer 'n adres, soos wat baie van hierdie goed 'n adres gaan kry. Ek wil vir julle sê, my hart is eintlik vol deur die hele week al, as ek sien hoe ons hierdie goedjies inkry. Dan besef ek, toe komberse hier ingestap het, toe blikkies kos hier neergesit is, toe sakke klere in beanies gebring is, toe is die tafel gedek. En toe het ons eintlik iets heiligs beleef. Want dit beteken dat die liefde van Jesus het hande en voete gekry. En van hier af gaan dit verder. Dit is oorvloed. Dit was die lewe, hierdie is die lewe van Jesus, wat begin vloei deur hande en voete, en wat mense gaan bereik. Dit was die groot naam en gebaar, en so te sê, kom gee uit jou oorvloed, of kom gee wat jy het. So partykeer het hier 'n grocery sakkie met 2 blikkies kos ingekom, en daai was 'n ongelooflike offer. Partykeer het ons groot bokse gekry, vol goeders, was 'n offer, maar die hartsgesindheid van die klein en die groot was dieselfde. Ons het kom gee sodat die liefde van Jesus deur ons kan vloei en oorvloed raak in ander mense se lewe. Want vir die wat nie het op hierdie oomblik nie, is enige bietjie iets oorvloed in hulle lewe. So vrug dra is nie net iets wat in jou hart gebeur nie. Vrug is wat deur jou hande, jou huis, jou tafel en jou lewe begin gebeur. En soms lyk dit kleiner wat jy dink, miskien is dit 'n 1 blikkie kos, maar vir iemand is dit 'n stukkie genade, want dit is 'n ekstra dag van oorlewing in hulle lewe. Dis wat gebeur wanneer 'n gemeente toelaat dat hulle lidmate in Christus begin bly. Ons hou nie net vas aan die genade wat ons begin beleef het nie. Ons begin dit uitdeel. En ek wil amper profeties kom sê, mag hierdie stroom groter en groter en groter vanuit Vader vloei. En mag ons 'n wêreld aanraak wat nodig het dat deur ons vrug
ander mense Jesus se liefde begin beleef. Want dis wat op die ou ende gaan gebeur. Dan raak hierdie getuienis in 'n baie harde wêreld daar buite. Wanneer mense ietsie warms kry, wanneer hulle eintlik koue verwag het. Geduld kry waar hulle oordeel verwag het. Brood kry waar hulle 'n stuk verwerping verwag het. Dan begin hulle iets sien van die hart van Jesus. En dit is vir my oorvloed. Nie net meer vir my nie, maar genoeg in Christus, sodat ek kan uitdeel. Die vrug van die Gees, daar sien julle op die skerm, is op sy mooiste, wanneer dit in jou lewe oorloop, en vir iemand anderste, soos die liefde van Jesus begin voel. Julle, hierdie week het vir my persoonlik self net oortuig oor hierdie waarheid. Dat dit is eintlik soms so eenvoudig. Ons dink dat evangelisasie of om met iemand oor die Here te praat is hierdie moeilike ding wat ons so ontoegerus voel. Maar soms het iemand net nodig om die liefde van Jesus te beleef. En dit is wanneer die oorvloed in jou lewe, soos daai fontein begin oorloop het, in jou lewe begin oorvloei. So, as ons na hierdie week teruggekyk het, het ons 'n sponsie gehad. Ons het blydskap was die een tema, ons het die koffiebekers, julle is nie die bekers nie, julle is nie die koffie nie, julle is die bekers, toebroodjie, ons het die tafel van oorvloed gehad. Op die oog af, lyk dit alles so eenvoudig. Maar ek dink in hierdie week het God die eenvoudige dinge met ons gepraat en dis waarom vanoggend so 'n samevatting is. So dat selfs al was jy nie hier nie, jy ietsie kon beleef van wat ons hierdie week beleef het. Ons het beleef, die sponsie het ons herinner, bly naby genoeg aan God om vol te raak. Die blydskap het ons herinner, sy lewe vloei na ons toe, van die Vader na die Seun, na die Gees, na ons toe. Die koffiebeker het ons herinner, jy hoef nie self te produseer, wat net God kan gee nie. Die toebroodjie en die tafel het ons herinner, wat God in jou doen, wil hy nooit net vir jou hou nie, maar wil hy vir iemand anderste, vir jou en vir iemand anderste gee. En dis waarom Pinkster nooit net oor 'n ervaring gaan nie. As ons dink dit is waar dit gaan, dan mis ons dit. Pinkster gaan daaroor dat die lewe van Jesus deur gewone mense begin vloei. In huise, by tafels, in gesprekke, in die strate, in kombuise, in gebede en in oop hande. Pinkster maak nie net mense vol nie. Pinkster maak mense oorvloed verander. Het jy gedink dat jy en ek, soos wat ons hier is vandag, oorvloed kan raak vir iemand anderste? En wanneer ons toelaat dat dit gebeur, word die wêreld rondom ons vir 'n oomblik sagter, ligter, warmer, omdat iets van Jesus self daar aangekom het. Miskien is dit vanoggend presies wat die Gees in jou lewe wil doen. Nie net om jou miskien weer 'n bietjie op te lig nie, nie net om vir jou weer 'n bietjie moed te gee nie, maar miskien het jy nodig dat hy weer jou hart sag sal maak, sodat die lewe van Christus deur jou na iemand anders toe kan vloei. Julle sal dit nou nie kan sien nie, miskien sal julle dit kan sien. Maar in hierdie glasbak is 'n lonesome koffieboontjie. Ons het elkeen in Pinkstertyd 'n koffieboontjie gehad en ek moes vandag weer koffieboontjies uitdeel vir julle. Want ek gaan vir julle sê waaroor, want dit is 'n challenge, dit is 'n uitdaging. En toe is Hannes weg met die koffieboontjies. So St. George, so ons gaan weer koffieboontjies koop of sommer by iemand kry wat hulle eie koffie maak. Maar die koffieboontjie uitdaging was 'n uitdaging dat jy gaan toelaat dat die lewe van Christus deur jou sal vloei na ander mense toe. Maar dat jy moet weet, jy moet eers geaktiveer word. En elkeen het 'n koffieboontjie gekry. En wanneer jy sê, ek kom meld aan vir diens in hierdie gemeente, soos wat ons gaan sigbaar maak in hierdie wêreld, dan bring jy jou koffieboontjie en ons gaan 'n houertjie hierso hê, sodat jy Sondag na Sondag kan sien
Jy het 'n belofte gemaak. Jou koffieboontjie, hier sal een. Ek weet ook wie se dit is. Dis sou eers myne nie. En dis die uitdaging van Hannes wat ons 'n bietjie verder gaan vat in die toekoms. So ek gaan die uitdaging nog mooi weer vir julle uitspel as ek koffieboontjies het, om vir julle uit te deel. En dan is dit 'n sigbare herinnering, dat jy ja gesê het. Ja vir Jesus, ja vir die lewe wat hy net deur die Gees in jou kan laat vloei, sodat jy geestelike lewe kan hê, wat net hy in jou kan produseer. Jy kan dit nie self produseer nie, sodat jy kan aanmeld vir diens, en uit jou lewe, jy oorvloed kan raak vir ander mense. Dit is ons uitdaging. So as jy jou koffieboontjie onthou het vandag, en jy het ja gesê, jy aanvaar die uitdaging, dan kan jy hom kom ingooi. Julle Jesus sê die volgende: bly in my en word oorvloed. Bly in my en dra vrug. En laat my lewe deur jou vloei. Nou, die laaste sin is vandag miskien die mooiste en die belangrikste. En mag iemand anders deur jou vandag iets van my lewe beleef. Bly in my en word oorvloed. Bly in my en dra vrug. Bly in my en laat my lewe deur jou vloei. En mag iemand anders deur jou vandag iets van Jesus se liefde beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons vier regtig fees met al hierdie goeders hier so rondom U verhoog. Ek eer U vir die liefde en die omgee wat mense gedring het om dit te bring. Ons het iets gesnap wat dit beteken dat die lewe van Christus as dit deur ons vloei raak oorvloed verander. En mag dit net toenemend groter en meer raak. Maar Here, dit moet begin by ons. Daar waar ons ja sê vir U, vir intimiteit. Daar waar ons ja sê, omdat ons nie geestelike lewe kan genereer nie, maar ons wil verbind word aan die wingerdstok. Here, ek kom bid dat U die waarheid in elke geestelike beginsel wat ons vandag gedeel het, baie styf sal vasmaak in ons harte, sodat ons daarop in gehoorsaamheid sal reageer. En soos altyd enige mooi idee wat van my kant af gekom het, dat dit sommer net vergete sal wees as mense by hierdie deur uitstap. Dankie dat ons kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Julle, so daar is nog koffie as julle nog koffietjies wil hê, en julle sal sien, ons het nou in die tegnologiese era aangekom. In Pinkster het ons al gesê, so ons het SnapScan. As jy nie weet wat dit beteken nie, hoef jy nie daaroor bekommerd te wees nie. As jy weet wat dit beteken, dan kan jy dit gebruik. En daar's tot instruksies wat AI vir ons gesê het, dis hoe mense dit moet gebruik. Kom ons staan op vir die seën van die Here, gaan drink 'n lekker koffietjie, ek weet nie of daar nog iets te ete is nie, maar is nog koffie en warm water. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle gebede verhoor en vir julle sy genade kom gee. En vandag sal die Here julle kom seën, sodat sy lewe so deur julle sal vloei, dat julle oorvloed sal wees vir die wêreld. Amen.